Goeiemôre van my kant af, dis lekker om julle almal te kan sien. Dis so lekker as mense na die video kyk en ons jong mense wat die Here dien. Jy weet, terwyl ek dit kyk, hardloop Lukas 2:52 deur my kop, waar hy praat oor Jesus en hoe Jesus groot geword het. En hy sê, Jesus het groot geword, fisies groot geword, ons kan dit sien, die tieners word groot, jy hoef nooit te worry oor jou kind nie, hy sal hom groot eet. Hy eet 'n gat in jou yskas. Hulle word outomaties groot, jy hoef nie vreeslik aandag daaraan te gee nie, ja, dis soos dit is. En dan sê die Bybel, hy het ook in verstand toegeneem, né? 2:52, dit is wat hulle doen, as ek kom op skool, is kognitief ontwikkel hulle, maar dan sê dit ook 'n interessante ding, hy sê, hulle het ook toegeneem in hulle verhouding met God en met ander. Die belangrikste ding wat jy vir jou kind kan leer, is om lief te wees vir Jesus. Vertel hom van die koning. Dis die belangrikste ding in hierdie lewe. Want dan het hy 'n anker. Hierdie lewe gaan baie sideways vir jou gooi. Maar die belangrikste ding wat ons kinders kan leer, vertel hom van die koning. Moenie vir hom goedjies van die koning te vertel nie. Daai mense is so gepla oor alles wat nog moet gebeur en hoe dit gaan werk en wat dit gaan doen en hulle wil vertel van die hemel en van die hel en al die goed. Dis nie waar die Bybel gaan nie. Die Bybel gaan oor die koning. Leer hom van die koning. En die koning en sy ingeslotenheid in die koning. En dit sal veroorsaak hoe sy verhouding met ander is. Dis die belangrikste ding. Ons weet vandag dat julle wat bietjie ouer is, elke ene van julle wat hier sit, elke ene, jy is vandag die produk, die slotsom, die is gelyk aan, van mense wat 'n invloed in jou lewe gehad het, van goed wat met jou lewe gebeur het. Jy is vandag die produk van stemme wat na jou toe gekom het, van 'n sekere ouer huis wat in jy groot geword. Jy is vandag die produk daarvan, en party goed is vir jou wonderlik, en party goed sukkel jy jou dood om jou af te leer, as gevolg van die invloed op jou lewe. En die invloed wat ons op jong mense se lewens kan hê, sê vir hulle wie is Jesus. En dis waar die hele Bybel gaan. En leer hulle van ander. Want verhoudings is alles in hierdie lewe. Verhoudings is alles in hierdie lewe. Die feit dat jy in jou besigheid gekom het waar jy gekom het en 'n sekere goed bereik het in jou lewe, is alles as gevolg van die gewig van verhoudings wat jy in jou lewe het. En dis hoekom ons hierdie reeks gedoen het met vriende soos hierdie. Want dis die storie van die Bybel. Die storie van die Bybel is, jy moet verstaan, jy's ingesluit by hom, jy's nou deel van sy koninkryk. En sy koninkryk gaan alles oor mense. En ek wat verhouding moet bou met mense. En ons het in die eerste dag vir mekaar gesê, in die eerste week, as jy regtig wil vriende hê, en jy wil regtig vriende moet deel wees van jou lewe, wees teenwoordig. Wees daar. Tweede plek het ons vir mekaar gesê, laasweek, Helen met ons gepraat van, wat belangrik is van vriendskap, wat jy moet kan onthou. Daar moet 'n stuk genade wees, maar daar moet ook 'n stuk eerlikheid wees. Vriende is vriende wat mekaar se lewe sekere goed raak sien, en dan inbou in eerlik en genade en in liefde, die basis van vriendskap, in mekaar se lewe belê. Jy's nie 'n vriend van my, as jy nie vir my kan sê, wat jy sien ook, areas waarin ek moet groei nie. Ek waardeer dit van vriendskap. Want vriende weet jy is regtig lief vir jou, hulle gee om vir jou. Hulle wil die beste in jou lewe sien. Vandag wil ek verder gaan deur te sê, dis belangrik in die Bybel dat ons vriende is en vriende met mekaar en werk aan ons vriendskap, en ek dink wat belangrik is van vriendskap is, dis 'n intentionele besluit. Want party mense is net so gemaak, hulle maak makliker vriende. Jy weet daai storie wat hulle altyd vertel, wanneer jy in 'n vertrek inkom, what are you breathing in? Wat bring jy saam met jou in die vertrek? Party mense, as hulle in 'n vertrek inkom, bring hulle net warmte. Hulle outomaties, ek weet nie wat nie, iets van hulle persoon, hulle bring dit net. Maar daar's ander, hulle kom in, niemand weet eens hulle is daar nie. En dan is daar ander wat, as hulle inkom in 'n vertrek, het hang baie van jou emosies af. Party bring soos 'n kombers. Jy voel hom sommer, hier gaan lê nou iets. So die vraag is altyd, wat bring jy na die tafel toe? Wat brief you in, wanneer jy in die kamer inkom? Hoe voel jou gesin? Hoe voel dit? Hoe dit? Bring jy altyd jou emosies en jou swaarmoedigheid in?
En dis waar hierdie reeks gegaan het, want die Here sit ons in hierdie wêreld, elke dag hier in waar ons leef. En ons ontmoet mense. En jy het die keuse om mense vriende te maak en nader aan jou te trek. Want hoekom? Die uiteinde van alles is, jy het 'n storie waarin jy glo. En dit is altyd so interessant, as mense heilig oortuig is van iets. Hoe kan hulle dit, kom ons noem nou maar, verkoop aan mense? Ek sien deesdae loop die storie so rond oor al hierdie olies. Ou maat, jy kry net een of ander olie wat een of ander reuk het, kap hom net hier by die haak, môre is jy gesond. Die Here weet en hulle glo daaraan en die ergste is, hulle spandeer duisende rande daarop en hulle glo almal. Dis agter die oor, agter hier. Hulle ryk soos 'n tuin in die aand jy langs hulle gaan lê. Want hulle glo môre as hulle opstaan. En hulle vertel dit vir almal en dan verkoop hulle daai simpel olie aan almal. En almal glo hulle. Met COVID, die goed wat rondgeloop het, die goed wat ons gedrink het. Ek het gesê, gee alles, ek drink alles. Heilig oortuig. En almal val daarvoor, dis die Ponzi skemas. Hoe vertel jy gaan 30% rente kry, soveel 'n maand, almal koop in, op die einde gemors. In my vorige lewe was ek bietjie groter as nou. Ou maat, elke ding wat maar word, elke tee wat jy kan drink, elke kos wat jy kan eet, elke inspuiting wat jy kan kry. Ek het duisende rande gespandeer, ek het alles gedoen. Want my vriende het my oortuig. Maar weet jy wat is die ergste? Ons, as jy regtig glo in Jesus Christus, as jy regtig in hom glo, is dit ook iets met daai oortuiging en intentionaliteit waarmee jy leef, want die mense waarvoor jy lief is en regtig omgee, jy wil deur jou gedrag en jou gesindheid, wil jy lewe, wil jy helderheid, wil jy lig, wil jy sout, wil jy beter vir hulle gee. Nou Paulus kom, dan skryf hy vir die klein gemeentetjie, daar in Kolosse, in Filippense, dan skryf hy vir hulle. Hoor nou wat sê hy? Hoofstuk 2, vers 1 tot 5. As julle Christenskap vir julle enige iets beteken. Hy sê, as julle liefde vir mekaar, julle deur moeilike tye gedra het, as die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewe maak. As julle weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, ja, om vir mekaar om te gee, wil ek julle 'n groot guns vra. Moenie gedurig met mekaar stry of beklei nie. Altyd verskil nie. Maar waarop moet jy konsentreer? Met ander woorde, hy kom en hy lê die fondasie. Eintlik wat hy sê in van die ander vertalings en veral in die Engelse vertalings kan jy dit mooi lees, ek gaan dit nou vir jou lees. Hy sê, as jy besef dat jy dit waar ons vorige reeks gepraat het, ingesluit is in Christus. Jy's in hom. Onthou wat ons beteken? Ek het vir jou gesê wat my baie gehelp het om in hom, in Christus te verstaan, is die storie van Dawid en Goliat. Toe Dawid vir Goliat oorwin het, toe gaan kap hy Goliat se kop af, en toe's die hele volk ingesluit by Dawid se oorwinning. En skielik is hulle 'n ander houdingkie, en skielik besef hulle nou die Filistyne is aan hulle onderdanig. Dis wat ingesluit. Christus se oorwinning maak dat ek deel is van die prentjie, en dis wat hy eintlik hier in die eerste paar verse sê. As jy nou besef, jy's nou in Christus, jy's in die koning, die Gees van God is in jou, jy's deel van sy koninkryk. Dan sê hy die volgende, hy sê, wees hierop waarop jy moet konsentreer. Konsentreer liewe op al die dinge waaroor jy saamstem. Vriendskap. Met vriende soos hierdie. As jy wil goeie vriende bou, en vriendskap bou, moenie altyd verskil nie. Daar's mos party mense, as jy sê die lig is blou, dan sê hulle vir jou nee, dis grys. Die Here weet, jy kan enigiets sê, hulle sê altyd anders. Dit gaan so ligte irritasie soos waks in jou wees. Maar julle ken nou nie sulke mense nie, hulle is daar in Pretoria. Wees lojaal teenoor mekaar.
My brother, ek moet jou kan vertrou. Vriendskap is vertroue. Trust is a foundation, is a currency of all relationships. Nou hoor nou wat sê hy nou. Hierdie vertaling sê dit so mooi. Voel saam, streef saam, doen saam. Met vriende soos hierdie, wat doen vriende? Hulle voel saam, hulle streef saam, hulle doen saam. Gaan nou meer daaroor sê. Moenie net aan julle self dink nie. Dit vorm die basis van alle vriendskappe, alle verhoudings. En hier's die geheim, leef verby jouself. Ons vorige reeks oor die huwelik, huwel ek, dit kan nie werk nie. Die hele geheim van enige verhouding is, stel meer belang in die ander persoon as in jouself. Moenie net aan jouself dink of heeldag aandag soek nie. Wees liewer maar die minste, sodat ander die meeste kan wees. Ons leer dit by Jesus. Die Bybel sê, sy uur het gekom. Die volgende oomblik, in die uur wat gekom het, sit hy die voorskoot aan, begin hy sy disippels te dien en sy voete te was. Wees liewer maar die minste, sodat ander die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg, soos hy ook die dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Ons leer dit by hom. En wat hy vir ons leer, het so groot impak in my lewe, dat ek glo so daarin, dat ek wil dit vir almal vertel. Luister hoe sê die Engelse vertaling dit. Hy sê, if you gotten anything out of your following Christ, if his love has made any difference in your life, if being in a community of spirit means anything to you, if you have a heart, if you care, then do me a favor, agree with each other, love each other, be deep spirit friends. Met vriende soos hierdie. Don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Wat het daar een ou gesê, Ziegler, wat ek altyd vir julle sê, you can get anything in life if you help people get what they want. Is die grootste geheim van die lewe, is om te leer om verby jouself te leef. Is om in die ander persoon na hom te kyk en te luister. Is om te hoor wat sê die ander persoon. Is om in die ander persoon 'n kompliment te gee. Hy sê, don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Put aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourself long enough to lend a helping hand. Think of yourself the way Christ Jesus thought of himself. Ander Engelse vertaling sê, so if you share life in the King brings you any comfort. Die in Christus, hierdie lewe saam met hom. Here's how to do it. Hold on to the same love. Bring your innermost lives into harmony. Fix your minds on the same object. Never act out of selfish ambition or vanity. Instead, regard everybody else as your superior. Look after each other. Best interest, not your own. Kan ek jou vandag 'n geheim vertel? Die kwaliteit van jou verhouding met ander mense, hoor my vandag, gaan die kwaliteit van jou lewe bepaal. Moet ek dit weer sê? Die kwaliteit van jou verhouding met ander mense, gaan die kwaliteit van jou eie lewe bepaal. Die meeste mense waarmee ek te doen het, onthou Gardini skryf oor die fases van die lewe waardeur jy gaan. Gardini sê die fases van jou lewe waardeur jy gaan, die eerste 25 jaar is jou leerfase. Hy sê dan van 25 tot so 2:43 kom jy in jou power fase. Met ander woorde, dis die fase waar jy wil 3 druk in die lewe. Jy wil prestasie is vir jou belangrik. Jy werk hard in jou lewe en daar's niks mee verkeerd nie. Ek probeer net vir jou iets te beskryf.
Hy sê dan hier van 2:43, 44, 45 af, kom jy eers in 'n fase van wat hy noem 'n vaderlike fase. Waar jy regtig verby jouself begin leef, jy begin besef, ek staan mee op die podium van die lewe en ek sit nou op die paviljoen, en dan begin jy regtig op 'n plek te kom, waar jy significant in ander mense se lewens te belê, want jy begin op daai plek te kom, waar jy verby jouself leef. Maar kan jy dink as Christen, challenge die Bybel ons en sê, vroeër, begin reeds vroeg in jou lewe, kyk na Christus, begin reeds vroeg in jou lewe, op ander mense te konsentreer. Hier's wat ek geleer het van mense. Meeste mense, glo nie in hulle self nie. Meeste mense dink hulle is altyd stout. Meeste mense dink hulle verhouding met die Here is nie goed genoeg nie. Hulle is soos Adam. As die Here saam met hulle wil wandel in die aandwandjie, kruip hulle weg want hulle skaam. Meeste mense wat ek ken, soek aanvaarding. En dis wat die Bybel vir ons sê. Die Bybel kom en leer ons, hy sê, soos Christus belang gestel het in alle mense. Hy sê, as jy, friends like us, hy sê, as jy regtig vriende soos ek, as jy regtig vriende wil hê, vergeet jouself, leef verby jouself, en hoor en vestig jou aandag op die ander persoon. Dis hoekom hy so mooi hier sê, voel saam, streef saam, doen saam, voel saam. Ek was al baie keer in gesprekke, en as 'n ou goeie vriende is, kom dit vinniger, maar in die begin vat dit so bietjie langer. Mense vat lank, want mense bou mure om hulle self. Nou nie julle nie, alles wat ek vandag hier praat, het niks met julle te doen nie, is die ouens daar buite. Want dis hulle wat ons wil bereik. Die ouens daar buite bou mure om hulle self. En jy vat lank, voor jy jou hart op die tafel sit. Mense vat lank voor hulle regtig ander, hulle vriende, soos jy kan sê, kan vertrou. Ons is maar in die begin, lag ons so saam, ons doen nie die stoepstorie goedjies, ons doen dit, maar ons sak nie regtig diep om te sê, wat gaan aan in jou lewe nie. Maar dan kom maar 'n fase in 'n vriendskap, waar jy regtig diep sak, waar jy regtig jou hart op die tafel sit. Weet jy hoeveel keer was ek al in gesprekke, waar ouens, en jy sit jou hart op die tafel, of in 'n mannegroep, en 'n ou kom en sit sy hart op die tafel, dan kom die ander ou, en hy praat oor heeltemal iets anders, en hy draai die hele gesprek. Dan dink ek vir myself, Here, kan hierdie ou net shut up? Hierdie ander ou. Want dit gaan nie nou oor hom en sy storie, en sy oorwinning, en sy 4x4, en sy motorfiets, en sy golfhoutjies nie. Hierdie ou is besig om sy hart op die tafel te sit, maar die probleem is, ons het nie geleer om te luister nie. Ons het nie geleer om te hoor nie. Die Bybel sê, as jy in Christus is een van die belangrikste dinge. Hy sê, jy moet verby jouself leef. Want jy moet veronderstel om sout en lig te wees. Jy moet die lewe vir iemand beter. Sout bring smaak aan die lewe. Lig bring helderheid aan die lewe. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Maar baie keer as jy in jou powerfase is, dan sukkel jy met die samelewing. Jy vergeet om verby jouself te leef. Dis vir jou moeilik. Maar nou sê hy sê, as jy besef, jy in Christus is, as jy besef die Gees is in jou, as dit van enige waarde vir jou is, dan reageer jy anderste met jou vriende. Hy sê in hierdie gedeelte, hy sê, ons voel saam. Hy sê, ons streef saam. Streef saam is, jy trek die beste uit jou vriende uit. As meeste mense nie in hulle self glo nie. As meeste mense glo, as hulle in die spieël kyk, hulle is te maar, te lang, te vet, te hoog, te dit is fout, dit is fout. Kyk net wat spandeer ons alles, die vrouens aan kosmetiese produkte, is niks meer verkeerd nie, ek sê maar net, want jy wil altyd beter lyk, jy wil altyd beter wees. Maar kan jy dink, as jy by jou vriende die beste uit hulle trek en sê, jy kan nog meer, ek sien hierdie kwaliteit in jou lewe, ontwikkel hom nog meer. Met ander woorde, mense gaan weg by jou, in jou teenwoordigheid, hulle gaan weg, hy klim in die kar en hy voel, hy kan die wêreld oorwin.
En dis wat Jesus gedoen het. Dis hoekom hy die vriend van die tollenaars en die sondaars was. Want die wêreld het hulle veroordeel, maar wanneer hulle by Jesus gekom het Jesus net, hierdie mense het net anders te gedink oor hulle self. Hulle het uitgestap in ander vermoëns en hulle self ontdek. Kan ek dink as ons so begin na die mense van George se uitreik. En jy begin vir ouens sekere goed in hulle lewe bevestig en sê, jy kan dit doen, jy kan dit doen, jy kan dit doen. Ons trek die beste uit hulle uit, want jy is tot alles in staat, die Christus wat vir jou die krag gee. Die Heilige Gees woon dan in jou. Jy het vermoëns wat jy nog nie eens ontdek het nie, wat latent is in jou lewe, wat jy nog moet ontdek, wat God reeds in jou gesit het, ver bo kan wat jy kan dink of droom. Baie meer kan jy bereik saam met hom. En die Here sit ons in mense se lewens om hulle te help, vriende soos die, om hulle te help om dit te ontdek. Hulle voel saam. Hulle streef saam. En dan sê die Bybel hier, hulle doen saam. Daai doen saam is die energie wat dit van jou gaan vra. Ek het al baie keer vir jou gesê, partykeer kan mense vir jou vra om hulle te help, en goed saam met hulle te doen, wat die mees ongemaklikste tyd vir jou is. Jy het nie tyd nie. Jou program laat dit nie toe nie. Daar's ander demands op jou lewe. Jy's moeg, jy's iets. Jy's net nie lus nie. Maar dis wat vriende doen. Vriende leef verby hulle self. Daar's vriende wat opoffer. Want dit is in die best interest van die ander persoon. Jy sien, vriendskap gaan nie oor my nie. Vriendskap gaan oor die ander persoon. Ek het hierso neergeskryf, 'n aanhaling, julle ken hom almal, van John Maxwell het gesê het, people don't care how much you know until they know how much you care. Dit was Jesus se filosofie. So ek sluit dit af en sê, Paulus skryf vir die gemeente. Vir die klein kerkie skryf hy en hy sê vir die mense, wil julle 'n impak hê in julle stad, in julle omgewing? Hy sê, as Christus en dit wat hy gedoen het, enige waarde het. Hy sê, hier's die beginsel van vriendskap. Hier's die beginsel, hoe julle mense se lewens gaan beïnvloed. En kan ek net gou sê, as jy die hoofstuk nou mooi gaan lees, dan kom jy agter, daai mense was nie net die mense waarvan hulle gehou het nie. Dit was nie net die mense wat by hulle gepas het nie. Want jy moet onthou, hierdie een ou in Suid-Afrika het mos daai boek geskryf oor rasisme. Toe sê hy, hoekom sukkel mense nie met rasisme? Klas sukkel nie. Jy kan relate met klas, ongeag die kleur. Maar as jy Filippense gaan lees, dan sal jy sien, daar was verskillende nasies, wat verskillende agtergronde, verskillende manier oor goed. Kan jy dink hoe daai ouens gesukkel om by mekaar te werk? Dan sê hy, maar ek gooi julle saam in een gemeente. Nou as Christus, en jy ingesluit is in hom, en die waarde en die liefde en die gees van God wat in jou is, as dit enige waarde in jou lewe het, leef by jouself, voel saam, doen saam. Maak vriende. Stel in die ander persoon belang. En dan gaan jy 'n regte impak in jou gemeenskap hê. En ons doen baie goed hier in die gemeente. Die koffie drink, hierdie musiek dingetjie wat Arno nou aansit die 14 November. Dis alles geleenthede wat ons doen. Want ons samelewing het begin verander van die Bybelse tyd af, né? Baie anderste vandag. Vandag het huise, het mure. Alles is anderste. Mense leef, hulle vat jou eerder uit vir ete as wat hy jou nooi na jou huis toe. Is baie anderste. Vriendskap vandag is baie anderste as in daai tyd. Maar dit verander nie die beginsel. Maar kan ons begin ingesteld wees, net om verby jouself te wees, ander raak te sien. Kan jy dink as ons as gemeente, dis hoekom ons hierdie goed doen, sodat wanneer mense hier aankom, of wanneer ons uitreik na, dat mense sal sien, maar hierdie mense gee regtig om vir mekaar, hulle is regtig saam, hulle voel regtig saam, hulle streef regtig saam, hulle doen regtig saam, hulle leef saam. En dat dit so aantreklik, sout lig, smaak sal gee in hulle lewe en sê, ek soek dit ook. En so gaan die kerkgemeenskap, nie net ons gemeente, die kerkgemeenskap,
gaan George aanraak. Want die manier van die koning is 'n beter manier as die selfsugtigheid van die wêreld. Maar hier is die geheim, intentioneel. Jy gaan daarop moet fokus, dit gaan nie kom nie van self nie. Intentioneel. Verhoudings, intentioneel. Alles wat jy doen, intentioneel. Ek is nou maar so, nee, intentioneel. Dan gaan ons 'n impak hê. Kom ons maak ons oë toe. In die 1900s het Dieter Bonhoeffer, wat 'n erkende teoloog is, ek is so lief vir sy een aanhaling, ek het hom gaan opsoek gister. En toe kry ek net weer die aanhaling en ek wil hom net vir jou lees, hom net los by jou. Want dit som so die hele reeks op. Hy sê earthly society is only the beginning of the heavenly society. Soos in die hemel, so op die aarde. The earthly home, an image of the heavenly home. Earthly family, a symbol of the fatherhood of God. Mag die Here ons help as die Christelike kerk in George, dat die tipe verhoudings wat ons met mekaar het, omdat ons in Christus is, daar is hier en daar 'n klein teologiese verskille, een sien die doop so, die ander een sien dit so, een sien die wederkoms so, die ander een glo so, daar is klein verskilletjies. Maar dit wie ons is, dit wat ons leef, verby onsself, haal die beste uit jou vriende uit. Maak vriende, want jy glo so in die storie en die impak wat Christus op jou lewe gehad. Jy kan nie anders doen. Jy smeer elke aan daai olietjie, agter die ore, onder die hake, agter die kuite, want jy glo so daarin. Hoeveel te meer. So Hemelse Vader, ek bid vandag vir ons almal. Help ons. Help ons in ons vriendskappe. Heilige Gees, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig. Help ons om daar te wees. Help ons om eerlik, inleen na genade te maak, eerlik met mekaar te wees, maar help ons ook om te verstaan vriendskappe in die lig van die koninkryk van God. Leef verby jouself. Dis die basis. Leef vir die ander persoon. Bring die beste in die ander persoon uit. Sit 'n 10 op die ander persoon se kop. Glo in die ander persoon. As ons so kan begin leef, gaan ons George verander na 'n plek waar God regeer. Help ons.